Radio Fynbos luisteraars, ons is so dankbaar oor die reën wat hier val, en ons het vure gehad hier naby, en ons het net gebid en gebid en gebid, en dit het gereën. So, ons wil om verskoning vra as daar 'n dip is in die sein, maar ons wil ook nie om verskoning vra nie, want dit is weens die weersomstandighede. Of wat praat ek julle twee, hierso by ons gesels oor alles en nog wat. Mooie Veronica, jy is hier, en wyse Jakkie is op die ander mikrofoon. Ja, Jakkie, kom ons gee jou kans om eerste môre te sê, voor ons weet dit hoor vanoggend. Ok, goeiemôre, eerste. Baie lekker om julle hier te hê, luisteraars, dat julle inskakel. En ons sê dit elke keer, julle het duisende stasies om van te kies. Dankie dat julle Radio Fynbos gekies het. Ons neem julle nie kwalijk daaroor nie, want dit is die beste stasie op die lig. Lekker trek ek nou. En dis lekker. Dankie Veronica is hier, Leonie is hier, en Chantay is natuurlik ons regisseur en klankingenieur, wat ons slaafs navolg. Ons durf nie terugpraat daar nie. Okay, Jakkie, nou het genoeg gesê, kan ek ook nou sê, goeiemôre luisteraars, en hier oorkant my sit Leonie met my gunsteling kleur, en dit is turquoise. Wat is dit in Afrikaans? Ek weet nie. Dis Afrikaans. Is dit Afrikaans? En Leonie moet vir my verduidelik wat beteken turquoise. Ja, dit is vir restaurasie, en so vertrou ons ook met hierdie program gaan julle gerestaureer word baie laag, en sommer net opgelig word, want dit is juis ons idee om te soek na die mooi agter elke bos. Jakkie, nou ek wil net vir die luisteraars vra, wie het gisteraan die kind uit hulle laat kom en buite gaan staan en gedans in die reën, want ek het, en ek het my buurvrou gebel, wat nou 80 jaar oud al is, of jonk is, sy lyk nie 80 nie, en ek het geskree, kom uit op die stoep, en toe vra sy, hoekom? Toe sê ek, van dit reën, en toe dans sy ook op die stoep. Ja, en die res van die bure het ons so aangekyk of ons nie regtig hier hoort instil baie nie. Ek spot sommer, dit was baie lekker. Ek sê vir Veronica, dit is so lekker geweest om weer 'n bietjie nat te reën. En ek voel dit heel eers op my bles. Maar baie dankie, ja, ons is baie dankbaar vir die manne wat die vure blus. Ons weet nie om vir julle dankie te sê nie, ons sê net baie dankie. En ons is baie bly daar's geen strukturele skade sover nie, en ons verstaan dat dit is naby om geblus te word. Baie interessant. Nou Februarie is 'n spesiale maand. Ja, en as ons jou eerste uitsending vir Februarie 2026. Ja, dis die laaste uitsending ook vir 4 Februarie 2026. Kan julle dit nou glo? Ok, nou hoekom is Februarie so interessant? Mense, ek weet nie van wie van julle het al gehoor van die, ek hoop ek spreek dit reg uit, Miraclem. M-I-R-A-C-L-E-M verskynsel. En weet julle wat dit beteken? Net hierdie Februarie het dit. Wel, die volgende keer wat dit gaan gebeur, is 823 jaar verder. So ek wil voorstel, julle geniet dit, want ek kan julle waarborg, ons gaan dit nie maak weer nie. So geniet dit baie. Wat dit beteken is dat, en ek het dit nie geglo nie, ek het in my dagboek ingegaan en kyk, wraggies, dis waar. Daar's 4 dae van elke week, 4 maandag, 4 dinsdag, 4 woensdag, tot en met 4 sondag in hierdie Februarie. En dit was vir my regtig 'n eye-opener geweest. Ek kon dit nie glo nie. Maar ja, lekker, beleef dit. Lekker is dit om iets te beleef. Ja. Ja, as mens fyner kyk na dinge, kan jy baie meer sien, hè, as wat jy gedink het daar is. Waar? So, dankie vir daardie inligting. Nou ja, vir behalwe vir die vreemde verskynsel, is daar nog iets, net 1 keer 'n jaar, en in Februarie. 'n spesiale dag. Ja. Valtuindag. Sê ek dit reg, Jakkie? Nee. Dit klink te vol. Valentynsdag. 14 Februarie. Ja. En ja, ons respekteer as mense wat dit nie glo daarin nie, as ek die woord glo kan gebruik, glo is nie regtig, of dit nie vier nie. Ons respekteer dit, en ons respekteer ook die wat wel dit vier. Vir my, ek hou daarvan, dis 'n spesiale dag wat jy fokus nie elke dag op 'n ding nie. En Februarie die 14de laat ons 'n slag fokus op ons vrouens, vir wie ons baie respek het, en vir wie ons baie omgee, en ons wil dit graag vir hulle wys.
En vir die manne, Jakkie. Nee, dit is so, maar ek dink dit is vir ons mans lekker om te doen vir julle vrouens. En ek kan net vir julle sê, daar's een nadeel van ons mans in Stilbaai. Ons het geen blompotte meer by ons winkel nie, want ons gee gereeld blomme vir ons vrouens. Ek wil net weet, daai 14 Februarie val dit op 'n Saterdag. Jep, ja. En wie speel rugby daai dag? Want Nee, dan wat? kan ek maar vir my 'n maatjie kry vir daai dag. Nee, daai tyd skryf ek rugby op sy vir jou. Onthou dis op die lug hierdie, nee, hier's baie getuies. 14de Februarie gaan Jakkie 'n WhatsApp verseker kry en net daai reminder kry. Nee, ek heg nogal baie waarde aan 14 Februarie. Reg of verkeerd, elkeen het sy eie idee. Nou, ons het so van sport en rugby gepraat, ons het lanklaas eintlik sport gepraat. Een of ander rede. Al wat ek wil sê is, hierdie naweek het die Bulle gewen en die Sharks het gewen. En die URC kompetisie is nou in volle gang. So, en hy's baie goed op dreef. So, daar is nou omtrent elke naweek groot rugby op. En dan natuurlik ongelukkig verloor ons Blitsbokke. Ek het nog nooit gedink dat 'n mens so teleurgestel kan wees as jy nou die hele tyd uitkyk en ons fietjie wen en dan verloor ons. Dit het vir my gevoel soos 'n Valentynsdag sonder blomme. Dit was erg. Of persentjies. En dan op tuisbodem, ek dink ons moet ek wil dit graag uitlig. Tuisbodem beteken Stilbaai, maar dit beteken ook die Hessequa. Het Heidelberg se span Seagulls gewen hier op tuisbodem. Maar dit is nie die punt nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor mense, hierdie klap rugby in die Hessequa, en for that matter in Suid-Afrika, hou jong mense op die regte pad. Ek het al gesien hoe klein laities na spelers opkyk as hulle mentors. En hierdeur sê ek, dis lekker om 'n held te wees, spelers, dis lekker om 'n 3 te druk, maar daar's 'n verantwoordelikheid. Hulle kyk op na jou en jy moet 'n voorbeeld stel. En dit help hierdie sport help om die jonges belangstelling te gee. Nou is ek klaar met rugby. Ja, ek wil net sê op daai punt, dit is ook iets wat mense het om Saterdag by te woon. Daar's nie baie aktiwiteite vir almal nie. So die klub rugby's kry mense bymekaar, die kinders speel daar rond, hulle sien wat kan gedoen word. En ek voel dis 'n goeie ding, so ondersteun die klub rugby. Ja, en wen is altyd iets baie wonderliks, maar om met grasie te kan verloor, Ja, sê ook eintlik baie meer, né? baie waar. Mens moet leer verloor in die lewe, want jy gaan verloor een of ander tyd. En ons wil eintlik ook net sê, ek ken nie die ander klubs nie, maar Stilbaai se klub Seagulls baie geluk vir die bestuur wat gekies is. Ons staan agter julle en kommunikeer net goed met almal en julle gaan baie support kry. Nou dis nou genoeg van sport. Damme, is dit my portefeulje, Ja, dis Ja, dit word geallokeer na jou. Ja, okay, daar het ek 'n job description gekry. Ons damme staan as volg. Die Korentepoortdam, 35% huidiglik, laasweek 37% en laas jaar hierdie tyd 77.3%. Duiwenoksdam 35.4%, laasweek 40.5% en laas jaar hierdie tyd 90.9%. Meer as dubbel, né? Jongensfontein 100% en Orange Grove 95%. Vir interessantheid het ons die Wes-Kaap ook opgesoek. Hierdie week is dit 52.7%, laasweek 54.4% en laas jaar was 74.9%. Nou lyk Suid-Afrika se damme gemiddeld, hierdie week 85.7%, laasweek 86.0% en laas jaar hierdie tyd 75.1%. So ons kan sien ons is in 'n droogte tyd en ons kan sien ons moet ekstra versigtig wees met vuur. Maar dit is die inligting wat ons wil oordra. Spaar water. En nou wonder ek of die regisseur reg is. Sy is altyd reg. Sy gaan vir ons 'n liedjie speel wat min of meer is waaroor ons gaan gesels. Dankie Chantay. Sy Radio Fynbos luisteraars, ons glo julle het saam met ons hierdie song lied geniet dan Wat sê Reën van Adam Tas. Nou ja, Veronica sê sy het gisteraand het sy gedans in die reën en vanoggend het ek
die wolke afgeneem, gaan kyk bietjie op Radio Fynbos wat gesê is vanoggend se datum oor die reën. En ja, ons gesels dan oor water, lewe. Veronica, gaan jy vir ons hierdie een vat? Ja, ek dink ek begin met wat het die mens, plant en dier in gemeen? Dis lewe. En water is die heel grootste iets. Sonder water is daar eenvoudig niks. 'n Mens kan weke sonder kos leef, maar net dae sonder water. Dis waar. Diere ook. En wat dan nou van plante? Plante hou lank uit, maar sonder water stop alles. Water is nie net 'n hulpbron nie. Dis die voorwaarde vir lewe. Ons is grootendeels water. 'n Mens plus minus 60 tot 70% water. Diere min of meer dieselfde en plante soms meer as 90% water. Water dra alles wat saak maak. Voedingsstowwe, suurstof, natuurlik in bloed en selle, chemiese boodskappe, hormone, plante en syne. Jy sien Veronica, daai is baie interessant. Ons is 60 tot 70% water. Moet nooit weer vir my sê jy's vet nie, sê jy baie water. So iets. Reg, Jackie. Okay. Mense migreer, vestig en veg oor water. Diere trek na watergate. Plante groei waar water is en verdwyn waar dit nie is nie. Droogte wys vir ons een ding baie duidelik. Ons is almal gelyk afhanklik. Ek wil net gou interrupt, weet jy, ek het eendag met 'n wildspoel gepraat. Ek weet kan nie onthou waar sy plaas is nie en ek het so vir hom gepraat en gesê, "Eers die diere kry seker nou swaar wanneer is droog." Hy sê, "Weet jy, ons veroorsaak diere se swaar kry." Jare terug was daar geen omheinings nie. Hulle toe geweet, hier kom droogte en dan het hulle gegaan na die maar. Hy sê nou kamp ons hulle in. En maak dit nie sin nie. Ja. Ons dink nooit so daaraan nie. Nou ja, almal is lewende organismes. Dit beteken hulle word gebore, ontkiem en groei. Hulle verouder en dan sterf hulle. Almal het selle. Die sel is die basiese bousteen van lewe. Almal het energie nodig. Plante maak hulle eie kos met sondig. Diere en mense kry energie deur te eet. Daai een is nogal interessant, met daai energie. Ek voel moeg as ek geëet het. As ek te veel geëet het, glo. Sonder energie is daar geen lewe. Almal reageer op hulle omgewing. Reageer Op hulle omgewing. 'n Plant draai na die son, 'n dier vlug vir gevaar. 'n Mens trek 'n trui aan wanneer dit koud is. Almal kan voortplant. Saad, eiers, geboorte, steggies ensovoorts. Almal het 'n lewensiklus. Van begin, groei tot volwassenheid en dan die einde. 'n Mens loop, 'n dier hardloop, plant staan stil, maar almal asem op hulle eie manier, in dieselfde groot asem van die aarde. Ja, ek wil byvoeg net, ekskuus tog, mens loop en diere hardloop. As ons sê mens loop, moet ons 'n bietjie uitsondering maak en sê klein kinders hardloop ook. Hulle loop nie meer nie. Dis 'n feit. Ja. Nou al drie is lewende organismes. Maar in die praktyk beteken dit almal het selle. Selfs die ou wat sê hy het geen breinselle nie. Almal het energie nodig. Plante kry dit van die son, diere en mense kry dit uit kos. Party mense dink ook koffie tel. Hulle is nie heeltemal verkeerd nie. Die mooie deel hiervan is, al drie is deel van dieselfde stelsel. 'n Mens kan nie sonder 'n plant leef nie. Dier kan nie sonder plante leef nie. En plante oorleef almal soms. Die mens dink hy is bo aan die voedselketting, tot die krag afgaan. Die brood opraak en iemand vra, wie het die plante nat gemaak? Dit is waar, ja.
Nou ja, mens, plant en dier het een ding in gemeen. Almal het water nodig. Net die mense kla daaroor. Plante maak kos uit sonlig. Het jy hierdie al gelees nie? Nee. Diere eet dit. En mense eet albei. En dan vra ons, hoekom lyk die natuur so kwaad? Veronica, luisteraars, Leonie, ek het net 'n vinnige opsomming gemaak wat vir my interessant was oor water. Hoeveel water is op die aarde? So. 1,3686 biljoen kubieke kilometer. Ons kan nie dink nie. Nou, dis plus minus 326 miljoen triljoen gallonne. So. En maar die ergste, nie die ergste nie. Vir my eye-opener was gewees, 97% is soutwater. So met ander woorde, ek wou nou net vir jou vra, is die see ingesluit in hierdie getal? Maar kan jy glo, 97% is soutwater. Glaciers is 1,7%, grondwater is 1,7%, en mere, riviere ensovoort is 0,1%. Dit wys jou hoe min vars water ons het. So hulle sê slegs 2,5 tot 3% water is vars water. Nou ja, ons het al voorheen op Radio Fynbos gesels, luisteraars, water op aarde bly dieselfde hoeveelheid. Water het nie 'n vervaldatum. Baie interessant. Ja, ek kan nie onthou of ons al verduidelik het van die breinwater in Stilbaai. Ek het gevra hoekom spuit die sproeiers werk daar by die strand en so aan. Ja, ek is so bang om my uit te laat daaroor, maar dis ongesuiwerde water wat hulle vir die sportklubs gee. En hulle noem dit breinwater. Dis nou die munisipaliteit. So dis nie skoon gemaak nie. En hierdie ontsouting van die see is eintlik 'n onderwerp waar ons oor moet gesels bietjie. Dis interessant omdat daar so baie seewater is daar ontsoutingstelsel, maar dit vir 'n latere gesprek dink ek, né? Ja, nie nou die groot verskil tussen mens, plant en dier. 'n Plant bly stil. Ek dink hy wieg net in die wind. Ja, dans. In groot tevredenheid en is stil. Baie waar. En swyg. Wat doen diere? Hulle hardloop weg. Wat doen die mense? Hulle stig WhatsApp-groepe en hou die volgende vergadering. En Facebook roer. Ja, het julle ooit, ekskuus tog, ek slip mekaar in vanmôre. Luisteraars, as julle nou net ingeskakel het, baie welkom Radio Fynbos van Stilbaai. Regstreeks uit ons ateljee. Ons gesels oor alles en nog wat. En ons praat vandag oor water en plante ensovoorts. Baie welkom. Ek het hierdie storie gesteel, almal ken Vertolla, waar die man so op die kaai gesit en vis vang het, en daar lê 'n visie wat hy gevang het, wat so fladder, jy weet mos as hy nog nie heeltemal dood is nie. En die vrou kom al verby en sê vir hom, pas op, hy gaan in die see val. Sy sê, moenie worry nie, hy kan swem. Ja. Nou ja, ons is nou, ons deel allemaal dieselfde planeet. Die plante maak dit leefbaar, die diere maak dit interessant, en die mense maak dit ingewikkeld. En is ons nie goed daarmee nie? Ja. Voorbeelde, meer as een algemene bosveldplant gee duidelike reuk af, wanneer byvoorbeeld koedes dit wil vreet, kou of breek. Is dit nie wonderlik nie? Ek meen, ons wil nie in hierdie diepte ingaan nie, maar dit is net ongelooflik hoe die natuur geskep is en waar dit vandaan kom. Ja, en as jy Stilbaai ook inry, daardie bossiereek. Ja. Dis die boeghoed, hè? Afgesien van die seereek, daardie bossiereek, weet jy, dit sit vir jou op 'n haai van vrede. Is dit die boeghoed? Ek dink dis die boeghoed, Dit moet die boeghoed wees. Maar ja, julle wat nog nie in Stilbaai was nie, julle sal vir ons kom sê by Radio Fynbos, Stilbaai het 'n spesiale reek. En dan wonder jy, hoekom word dit genoem Stilbaai? So ek ry in Stilbaai, dan gaan jy saamstem. Nou, die tambotieboom, dit is 'n sterk onaangename reuk wanneer blare of takke beskadig word. Die reuk kom van giftige latex of chemikalieë. Nou, kudu's vreet soms daai jong lote en die reuk is dadelik duidelik in die omgewing. Wanneer die knoppiesdoring se takke beskadig word, gee dit 'n groen skerp reuk af. Kudu's is mal daaroor.
Die boom stel ook chemiese waarskuwingsstowwe vry wanneer dit gevreet word. Ongelooflik hulle reaksies, hè? Ja. Nou marula, wanneer jong blare gevreet word of gekneus word, is soetbitter reuk wat hy afgee weer. Wilde salie of die boesmantie het 'n duidelike kamferreuk wanneer dit gevreet of geskadig word. Interessant. En sekere akasia spesies wat van hulle, wanneer kuddes lank aan dieselfde boom vreet, stel die plant vlugtige chemikalieë vry, bitter en suurreuk. Hoe wonderlik is dit? Wanneer die kuddes te lank vreet, stel hy 'n ander reuk of chemikalieë vry. So dus plante verdedig hulle self, stel chemiese reuke vry om ander blare minder smaaklik te maak en naburige bome te waarsku. Goeie genade. Dis baie groot vir ons. Nou julle klink vir my nou na kenners van reuke. Wat sê julle van ons melkuitbome wat hulle stink? Wanneer is nou wie aan die stink? Nee. En dit ons sinus gee, so verstaan. Ja. Dis 'n ander een daai. Ja, daai reuk is nie vir my lekker nie. Ek kry nie sinus nie, gelukkig. Maar ons werker kry sinus erg. Ja. Maar weet julle nou al wat er een is, wat er een wat stink? Ek verstaan is die wyfie. Weer kry ons pak slaag. Ja, en dit is die blommetjie of saadjie dingetjie wat afval wat eintlik so ruik. Dis wat ek verstaan het destyds toe ek nog die kwekery gehad het. Ja, ons kan net weer 'n bietjie ingaan in hom, maar ek Ja, dit dink sal interessant dit wees. is dit ja. Dit sou die natuur anders omwerk, nee. Die wyfiebome ruik nie lekker nie. Die wyfievoëls is nie so mooi soos die mannetjies nie. Ja. So in die lewe kry ons mans. Ek kom nou agter. Hierdie is eintlik 'n woman's world. Welkom, Jackie. Nou ja, Radio Fynbos deel graag die volgende met ons luisteraars. Fynbos is wêreldklas wanneer dit by selfbeskerming kom. In die eSequa Weskaap is dit selfs meer gesofistikeerd as in die Bosveld. Beskerm fynbosplante hulle self? Ja, op verskeie maniere, maar anders as in die Bosveld. Omdat daar groot blaarvreters soos kuddes histories min was in fynbos, fokus beskerming meer op insekvraat, droogte, vuur en arm grond. Chemiese verdediging die belangrikste in fynbos. Nou ja, hier is ons in fynbos en nou gaan ons vir jou gesels vanaf Radio Fynbos. Die Protea, gaan jy omvat die jou nie? Ja, ek is tog so baie lief vir Proteas. Dit lyk altyd vir my soos 'n kroon. So die blare bevat fenolosiese verbindings. Wat is dit? Dit is 'n groot groep natuurlike chemikalieë wat plante self maak. Hulle hoofrol is dan vir beskerming. Eenvoudig gestel, dis die plant se eie chemiese skuld. Weer 'n wonderlike ding, né? Ja. Sjoe. Ja. Bitter en onverteerbaar. Sommige spesies het lae voedingswaarde, doelbewus min stikstof. Dis hoekom wild en vee dit min vreet. En die erikas, nou hierdie was vir my 'n interessante ene, want ek dink ons weet in hierdie tyd, veral ek weet in hierdie tyd dat rooiwyn tannine bevat. Ja. Maar ek het nooit geweet dat die erika bevat tannine. En die maak die blare bitter. Bind proteïene in die dier se maag. Baie insekte en herbivore vermy dit. So dis sy manier van beskerming. Ja. Nou reuk as beskerming in die fynbos is hier baie sterk. Die boegoe waarvan ons net gepraat het, een van die beste voorbeelde. Wanneer die blare beskadig word, stel dit sterk aromatiese olies vry. Dieselfde olies word deur mense as medisinaal gebruik. Daardie sterk reuk wat jy ruik as jy die boegoe vryf, is letterlik die plant se verdedigingsmeganisme. En dan die wilde malva stel geurende olies vry wanneer die blare gekneus word en help teen insekte en oormatig vreet.
Dankie. Nou salvia en die wilde krye-agtige fynbos, kamferagtige reuke, baie effektief. Die fisiese beskerming, hoe beskerm hulle dit self fisies? Harde, leeragtige blare, tipies van die fynbos. Moeilik om te kou, min vog, min voeding. Baie doeltreffend in 'n droë arm ekosisteem. Dan kry jy natuurlik die met die fyn haartjies of wasagtige laaggies. Verminder waterverlies, maak blare onaangenaam vir insekte. Nou hier kom die groot ding wat ons hierdie jaar baie met ons gebeur in ons reek en ons hierso in ons streek, vuur as beskerming. Uniek aan fynbos. Dis een van die mees fascinerende aspekte. Baie proteas hou sade in hittebestande keels. Vuur vernietig mededingers, nie hul nageslag nie. Sommige sade ontkiem eers na rook of hitte. Ongelooflik. Ja. So daar moet vuur wees, dit is nie net sleg nie. Ja, en ek moet aan die proteas dink en nie aan die skilpaaie en die hasies en die diertjies as ek die vuur sien nie, want my gedagtes gaan eers na die skilpaadjies wat nie vandag kan hardloop nie of wegkom nie. Ek weet die bokkies hulle kan hulle ding doen. So ek gaan nou maar hierdie keer so 'n bietjie meer aan die proteas ook dink. Ja. In plaas daarvan om vreed te beveg, wag die plant op vuur. Kan jy glo. Sjoe. Mense dink nie so daaraan nie. Jy sien net hier brand en gisterand toe ons op ons stoep staan kon ons die rooi gloed sien daar oor Melkfontein. En jy dink negatief daaraan. So hier is 'n bietjie positief. En alles is daar, né? Dat is altyd 'n positief. En die ander positief is, kom ons noem dit ook net vir die luisteraars, na hierdie program gaan ons regisseur vir ons 2 lekker liedjies speel. So moenie net afsit en gaan proteas pluk nie. Sit maar eerder en wag, luister lekker liedjies wat ons vir julle saamgestel het na die program. Goed, Veronica? Die opsomming. Fynbos beskerm homself nie met dorings soos borsvelplante nie, maar met chemie. Proteas is bitter en voedingsarm. Ericas is vol tannien. En plante soos boegel ruik sterk wanneer dit beskadig word. Dis sal natuurlike afweer. Die grootste beskerming van almal is vuur. Wat alles verwoes is presies wat fynbos laat oorleef. Ongelooflik, ja. Mens, plant en dier, 'n fynbos verstandhouding. Die mense sê, ag kyk hoe mooi is daai protea. Die protea dink, ek is mooi ja, maar moenie my eet nie, en moet my ook nie sommer afpluk nie. Die dier kom nader, vat een hap en loop weg met 'n gesig wat sê, nee wat, ek eet nie karton nie. Karton met 'n PhD nie. Nou ons alweer weet PhD is die hoogste graad, né? Van Radio Fynbos se kant. Kom ons som die fynbos bietjie op. Leonie, en ek dink aangesien Radio Fynbos sy die hoof is van Radio Fynbos, dink ek jy kan hy en vir ons opsom. Die boegel, hy praat nie, maar hy ruik. En daardie reuk sê vir jou baie duidelik. Ek is nie kos nie, ek is medisyne, loop aan. Jakkies in 'n weegset loop mooi. En die mens ruik daardie boegel en sê, daar kan ons dit bottel, dit dalk verkoop en belasting daarop tref. Genade, moes jy nou daar weer ingesit. Daai woord, yes. So die fynbos se grootste verdediging is nie dorings nie. Dis nie tande nie. Ek wil amper sê, dis ook nie comments nie. Dis ook nie opinies nie. Ja. Maar dit is geduld. Want as niks werk nie, wag dit vir die vuur en dan begin. Mens, dier en plant leer uiteindelik dieselfde les. In die Weskaap oorleef jy nie deur te beklei nie. Jy oorleef deur aan te pas. Dis baie waar. Baie waar, ja. Baie waar daai ene. Die fynbos weet, as die reën wegbly, bly jy stil. As die vuur kom, begin jy hoor. Ja, hy is so mooi. Die reën sit ergens bo
die see en sê, moenie worry nie, Weskaap, ek kom, net nie op julle skedule nie. Dis toe dat mens, plant en dier saamstem. En die Jesekuas geduld nie in deug nie. Dis 'n oorlewingsstrategie. Spaar water, moenie mors, moenie wag, spaar vandag. Daar's 'n môre wat ook wag. Net voor jy die afsluiting doen, luisteraars, ons is naby die einde van ons program, baie interessant. Onthou die liedjies na die program. Voel dit nie vir julle, ek wonder of dit net ons ou mense is wat so voel, of medisyne nader aan 'n natuurse goed begin gaan. Jy kry sekere sade wat jy nou moet eet, jy kry dit. Vroeger jare, ek weet nie of ek net nie bewus was nie. Maar Ek is dink ons interessant. gaan terug na vroeë jare toe. Ja. Ja, en gepraat van dit, julle kan ook op Radio Fynbos en op Revolve Productions kan julle die program dophou van So Plant Ons. En dit is dan nou daar net so aan die oorkant van Ots en Ens, waar hierdie twee vriendelike mense in beheer is van die tweedehandse goeie winkel. Maar daar by Tuin op die Braak neem ons dan elke maand 'n program op met ons celebs, Anna en dan Espie. En daar kan julle dan nou meer leer van plante. En ek kan regtig sê, weet jy, elke keer as ons daai opname doen, dan stap jy daar uit verryk en jy iets geleer, nê, uit die natuur uit. Ons kan nie altyd sê dit is ja en amen, dit is wat ons moet gebruik en dokters wegskuif nie, maar dis goed. Dis al wat ek kan sê. Ja, ek dink ek kan byvoeg, ek hou nogal van hierdie krye situasie en medisyne. Ek dink net ons as mens het geduld verloor met dit. Want ons wil nou 'n pil drink en 10 minute later of dalk vinniger as jou hoofpyn. Ek dink nie krye werk so nie. So ek het al 'n bietjie op die krye ingegaan. Jy moet geduldig wees en jy kan nie sommer net maar ons het mos 'n lewe geraak met mikrogolwe en airfryers. So dit is hoekom ons nie meer. Ja, ek wonder of ek Timmy in die Timmy is ook mos 'n kry of ek kom in die airfryer kan maak. Kan droog maak. Ja. Sal lekker ruik. Ja, maar ek is baie lief vir 'n krye salf wat ek baie gebruik. O ja, wil jy wat verteer? Die blikkie is groen, dis al wat ek wil sê. En ek moet vir julle sê, ek weet nie of ons dit al genoem het nie. Ons seun was 'n atleet en hy het sy enkel seer gemaak en toe bring sy pa hierdie blikkie groen salf nader. Toe sê hy, weet pa, ek sal nog my arm breek en bring pa daai blikkie salf in plaas van hom met gips te laat sit. Maar so het ons groot geword met daardie bekende groen salf. Ja. Nou raai julle wat dit is. Julle kan vir ons 'n WhatsApp stuur. Dit sal goed wees, Kom ons gesels bietjie net oor dit uit. Wat onthou julle wat gewerk het? Ja. As 'n jong, ja. Ek het een keer verskriklik geval met die perd en ek onthou ek moes met 'n asynlap geloop het. Vir 'n verstuite enkel. Absoluut. Dis waar, né? Byna synlap, ek weet. Ek was nou nie baie happy met dit nie, want as 'n jong meisie wil jy nou nie so ryk nie, né? Ja, as jy sien naby jou kom en dink jy sy het iewers vis en chips. Sout dan asyn chips. Nou gaan ons met 'n afsluitstorie, né? En dit gaan oor dors. Ja. In die skemer van strate en sypaadjies, stil. Sly pote lig waar die nag dit wil. 'n Wildspokkie met droë oë. Wie weet, oom Skilly kruip dalk ook uit. Of 'n dassie kom soek, net 'n slukkie water vir die dors. By krane wat drup en tuine wat slaap, soek diere hoop in die mense se erwe. Hulle vra nie veel nie 'n bak vol goud, nee, net 'n slukkie water, min gevra. Probeer asseblief waterbakke saans volhou, want vroegoggend, terwyl jy dalk nog slaap, soek die voëls water, soos jy jou koffie of tee heelwat later. Deel dus die vorige aand al so klein bietjie water. Ja, is interessant en soos met alles negatief is daar positief en soos met alle positief is daar negatief. Nou die negatief vir my hier is, maar ek ooreageer,
Hulle sê die slange kom ook na die waterbak toe. So ek kyk altyd as ek uitloop, sien ek net okay, daar is die waterbak, sien niks snaaks lê nie. Dan gaan ek uit. Ja, ek het in daai tyd in die voeltjies al die water al lekker uitgebad. Okay. Soos die een duif wat in die waterbak sit. Hy weier om uit te klim. Ja. En dan met die ander nou maar regtig, ek het dit op Facebook nou die dag gedeel met mense. Hy sit in daai waterbakkie en die ander sit om die rand. Hulle wil ook tog net 'n slukkie hê, maar hy man sit daar. So. En ek is seker by julle huishouding het daardie een wat sit 'n naam. Ja, hulle het nogal. Ons het nou op die oomblik 'n weesie. Maar ons weet nie wat se voeltjie dit is nie. Hy is so bond. Hy is so, hy gaan net aan in daai huis. As hy Veronica se kar sien, kom hy voor teen. En as hy my stem hoor in die oggend, dan sit hy daar. Ek weet nie wat se voeltjie dit is nie. Ek het gedog is 'n Laksman en toe het ek gedog is 'n Jan Frederik, maar hy het kolletjies. So ek gaan hom nou volgende keer lens en kyk en of miskien in die volkboek kyk wat is dit. Okay, dit is dan 'n Kool se storie. Ja, Paul se storie. Luisteraars, ja, baie dankie dat julle ingeskakel het. Onthou, stiptelik elke Woensdag. En volgende Woensdag gaan dit die tweede keer wees wat ons gaan uitsaai in Februarie. 7 + 4 is 11, so is die 11de Februarie dan, né? 11 uur presies, kom ons gesels oor alles en nog wat. En dan ons regisseur herhaal hom Vrydagmiddag. Chantal sal Vrydagmiddag hom weer herhaal. Heruitsending 4 uur die middag en dan die week op. Kan julle sien hoe lyk ons nat gesweet hierso in die ateljee. Baie dankie en mooi loop almal. Van my kant af mooi loop. Alles wat mooi is hierdie week. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.